Wanneer jy in Mei maand deur die Vrystaat ry, tref dit jou. Die pad is vol voertuie, veral rondom Botawil, en die lug is vol verwagting, want dis Nampo week. Boere, gesinne, kundiges, dromers, kom van heinde en ver om deel te wees van die grootste landbouskou in die suidelike halfrond. Dis 'n viering van innovasie en arbeid, maar ook die eenvoudige waarheid. Goeie grond bring goeie oes. In boerdery is dit maklik om te sien. Sonder voorbereiding, sonder om die klippe en die onkruid te verwyder, sal daar nie 'n oes wees nie. Maak nie saak hoe goed die saad is nie. Maar dieselfde geld vir ons geloofslewens. Die Here vertel in Markus 4 van die saaier wat saad saai. Van daardie saad val tussen die klippe, die dorings en op die pad, maar sommige val in die goeie grond. En daardie saad bring 'n oes, 30, 60, 100voudig. En daardie wat in die goeie grond gesaai is, hulle is die wat die woord hoor, dit aanneem en vrug dra. Markus 4 vers 20. Franse landboukundige het eendag vertel van 'n ouer man wat jarelang dieselfde dag elke lente gaan ploeg en plant het op 'n grond wat almal afgeskryf het. En tog met tyd het juist daardie grond die grootste oes gelewer. En so is dit met ons harte. Johannes Calvin sê, God open die skool van die hemel vir ons, maar ons harte is die plek waar dit moet wortel skiet. Dalk voel jy soms of jou hart dor of klipperig is. Maar die Here is besig om te werk, getrou, geduldig en stadig. Hy roep ons om saam met hom te werk in die grond van ons lewens. En daar's 3 woorde wat ons kan help. Herbesin. Dink weer na oor waar jy geestelik is, hoe jou hart lyk, want wat jy saai is wat jy maai. Herbevestig. Maak weer 'n keuse om die woord toe te laat om jou te verander. Plant en bewerk al spot mense jou. En hervorm. Laat toe dat God jou hele lewe transformeer, sodat jy lig kan werk, kan boer, kan leef, kan dien vir hom. Soos die boere in vertroue saai, word ons geroep en gestuur om ons lewens oop te maak vir God se woord. Nie net om te hoor nie, maar te laat groei. Die wêreld het mense nodig wat soos Jesus lyk. Kom ek en jy word die oes wat gelewer word verander. Here, maak my hart sag en oop vir u woord. Verwyder die dorings en die klippe en laat die saad van u waarheid diep wortel skiet. Laat ek vrug dra, nie in my eie eer nie, maar tot u koninkryk se uitbreiding. Want u is die bron van die lewe. U is ons lig en waarheid. U is die land se vaste rus. U is ons hoop en veiligheid. O Here, ons kom om u te loof en te dien. U het ons geroep en ons geken. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het en ek wil jou uitnooi, kom ons wees soos Nampo, kom ons trek saam, kom ons gaan na die kerk toe en kom ons dien die Here elke keer. Sodat mense rondom ons kan kyk en al verstaan hulle nie, dat hulle kom kyk wat gaan aan. Tot volgende keer. Totsiens.